Vader, jy staan vanmôre in die teenwoordigheid van Jesus Christus. Ek gaan hierdie kerk vra vanmôre as jy gekom het met 'n verwagting, dan terwyl jy daar staan, dan sê jy prys die Here. Sê dit agter my aan. Sê prys die Here. Kan ek vir die kerk sê vanmôre, hy is gister, vandag en môre tot in ewigheid dieselfde Jesus Christus. Kan ek vir die kerk sê vanmôre, maak nie saak jou omstandighede nie. Jesus verander steeds omstandighede. Hy antwoord op gebede. Hy is die God van die gode. Terwyl jy daar staan vanmôre, sê Here, I'm reaching out to the kingdom of glory. I'm reaching out to Jesus Christ. Net al wie jy is vanmôre, sluit jou oë vir 'n oomblik en sê Here, hier is ek vanmôre. Die hele gemeente, moenie rondkyk nie, sluit jou oë vanmôre. Sluit jou oë vir 'n oomblik en sê Here, hier is ek vanmôre. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome in this place. You are welcome in this place. Hallelujah. Kan ek iets onderbreek vanmôre? Ken julle daai liedjie wat sê Amen? Ek gaan julle iets leer. Kan ek julle iets leer vanmôre? As jy dit in G, C en D, sit hom uit op strykkoord, sit reg. Amen. 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 Wat beteken amen? Amen sê, laat dit so wees, of so sal dit wees. Amen. Ons verwelkom die Heilige Gees. Amen. 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 Vader, 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 Vader. Ons gaan nou 'n bietjie optel. Ek is so bly om my vrou agter die dromme te sien. My kinders speel ook musiek. My dogter speel dromme. Ek gaan jou vra om vir my 'n viertyd in te sit. Sal jy 'n viertyd insit? Is julle reg saam met my? Ons gaan die Gees van die Here verwelkom vanmôre in hierdie kerk. God is 'n God van opgewektheid en opgewondenheid oor sy kinders. Sê halleluja! Kan hierdie kerk skree, Jesus lewe asseblief. Sê Jesus lewe. Hy is gister, vandag en môre tot in ewigheid dieselfde. Is jy reg saam met my? Vader, 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 Hy is welkom hier. Is jy saam met my? Vader, kom aan. Vader, Vader, Hy is welkom. Jesus, Jesus, kom aan gemeente. Jesus, Jesus, Hy is wel. Kom nog 'n keer saam. Jesus, 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 Hy is wel. Heilige Gees, kom aan. Heilige Gees, Heilige Gees, Heilige Gees. Kom maar gemeente, Jesus lewe. Kom weer 'n keer. Heilige Gees, Heilige Gees, Heilige Gees, Hy is wel. Gees seën dir. Ons bring in die pad van Bethesda, die pad word geroer. Ons bring in die pad van Bethesda, sê, die pad word geroer. Weer 'n keer gee, Jesus roer my, Jesus roer my, Jesus roer my, Jesus kom roer my, Jesus kom roer my, Jesus roer my. Kom maar gemeente. Oh, ek spring in die pad van Bethesda, die pad word geroer. Jy spring in die pad van Bethesda, die pad word geroer. Jesus kom roer my, Jesus kom roer my, Jesus roer
my. Jesus, kom roer my. Jesus, kom roer my. Jesus, roer my. Kom ons gee 'n lekker applaus vir die Here. Miskien is hier mense vanmôre wat sê, weet jy wat pastoor? Ek sit in omstandighede en ek weet nie met hierdie omstandighede uit te kom terwyl jy so staan. Wil ek iemand iets sê vanmôre? Jesus kan steeds omstandighede verander. Jesus kan steeds omstandighede verander. Daar's kerke vandag wat anders te Jesus bring as die Jesus wat ek ken. As kerke wat sê dat Jesus kan nie wonderwerke doen nie, hulle lieg vir jou. Ek dien nog steeds die God van wonders. Weet jy wat sê Genesis? Genesis noem hom die Vader wat 'n woord gespreek het en daar was lig en duister en hy het dit van mekaar geskei en hy het die wêreld geskape en hy het mense na sy beeld gemaak. Die Bybel sê hy het die volgende gedoen. Hy het jou na sy beeld gemaak. Hy het iets nuuts gemaak. Hy het 'n DNA binne jou gesit. Hy het die identiteit van God binnekant jou gesit. Kan jy 'n applaus vir die Here gee vanmôre? Terwyl jy so staan, ek weet nie, het Dani vir jou gesê, ek is lief vir die Here. Ek is lief vir die Here. Draai gou na iemand langs aan jou toe. Ek gaan jou nie downgrade nie, moenie worry nie. Sê vir die een langs jou, sê Peanut. Sê Peanut. Jesus is lief vir jou. Ewe skielik lag almal. Sê, kyk vir die ander ene, julle gaan nie lag nie. Dan gaan julle nie lag. Sê vir die ander ene, sê Peanut. Jesus is lief vir jou. Die woord van die Here sê, jy moet so praat, dat mense aan jou lippe hang, dat jy vol van die sout van die evangelie sal wees. Wat help dit as sout laf geword het? Jy moet soos daai peanut wees, as mense wil eet van jou. Mense wil hê van Christus binnekant jou. Kan ek hierdie kerk vra vanmôre, kan ons net een groot applaus vir die Here Jesus gee vanmôre? Kan ons 'n applaus vir die Here gee? Halleluja! Halleluja! Kan jy dit weer in gee hou? Kom loof die Heer, alle knegte van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Heer staan. Hef op, stik op jou hande vanmôre. Ons is in die teenwoordigheid van die Allerhoogste vanmôre. Halleluja! En loof die Heer, en loof die Heer. Weer 'n keer. Kom loof die Heer, alle knegte van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Heer staan. Kan ons het nog eenmaal sing? Kom loof die Heer, alle knegte van die Heer, wat s'nachts in die huis van die Heer staan. Hef op julle hande na die heiligdom en loof die Heer. Tel hom ek op. Tel hom ek op as jy rechts aan my. Kom loof die Heer, kom loof die Heer, alle knegte van die Heer, yes, wat s'nachts in die huis van die Heer staan. Hef op julle hande na die heiligdom en loof die Heer, en loof die Heer. Hef op julle hande, hef op julle hande na die heiligdom en loof die Heer, en loof die Heer. Daar is niemand soos U, niemand soos U. U alleen is God.
Want daar is niemand soos U. Niemand soos U. U alleen is God. Sluit jou oë vir 'n oomblik. Die hele gemeente, steek vir my al 2 hande op vanmôre. Here Jesus, ek kom vanmôre. En ons verwelkom die Gees van God in hierdie huis. Ek bid vanmôre, Here, U woord sê, where there's unity, God commands a blessing. En ek wil bid vanmôre, Here, dat U tonge sal aanraak vanmôre en lippe sal aanraak, Here. Ons is moeg vir kerk speel. Ons is moeg vir kerk hou. Ons wil ware kerk hê, Here. Ons wil God se naam loof en prys in gees en in waarheid, want daar is niemand soos U nie. U sê in Hebreërs 13:8, U was gister, vandag en môre tot in ewigheid dieselfde Jesus. Vanmôre bid, Here, dat U in hierdie harte 'n nuwe vuur sal sit. 'n Nuwe vuur. God, let there be a new fire burning. A new fire burning. Binnekant in ons gees en ons hart en ons gemoed. Here, laat ons hart en verstand en siel en ons binneste en ons krag en alles wat ons het, God sal aanroep en sê, Here, ek het U lief met my hele hart, siel, gees en verstand en alles wat binnekant my is. Bid vanmôre, Here, as daar siekes is, Julle sal genees op hierdie oomblik in Jesus naam. Vader, as daar mense ingekom het met 'n hart wat nie reg is by daardie deur, dat hulle sal anders uitstap as wat hulle ingestap het vanmôre. Here, ek sien hierdie is 'n kerk wat sê radikaal. Ek bid vanmôre dat radikaal so groot sal plaasvind, dat dit 'n dorp aan die brand sal steek met die vuur van die Here. Here, dat daar geen water of wapen kan wees wat kan uitblus wat God aan die brand gesit het nie. Ek wil vanmôre bid, God, fan into flame, Here. Ek wil bid dat U asseblief die gawes van die Heilige Gees sal aanwakker in hierdie plek vanmôre. Ek wil bid, Here, van hierdie Bethlehem af, Here, reg rondom in die streek, Here, reg rondom in die Vrystaat en in Noordwes en in Limpopo en in Mpumalanga en in Natal, Here, en in die hele wêreld, Here, dat uit hierdie kerk uit sal 'n vlam wees wat sal brand, Here, 'n vlam wat nooit uitgeblus word nie, 'n vlam wat brand deur die krag van die Heilige Gees in die naam van Jesus. Halleluja. Bid vanmôre, Here, dat U manne sal aanraak en vroue, dat ons so radikaal sal wees dat ons sal soek na die gawes van die Heilige Gees, dat ons sal soek, Here, dat daar 'n stirring sal wees in die geestesdimensie nou in Jesus naam. Kasatarada kasharababarabayenda. Thank you, Lord Jesus. Kan ons 'n hande klap vir die Here gee? Sê gou vir die een langs jou, sê, maat van yster en plaat. Vandag nog, sê die Here, moet ons hom dien. Vandag nog moet ons bekeer. Vandag nog moet ons terugkeer soos 'n hongervolk. As jy nog nooit honger was in jou lewe, wie van julle hou van steaks? Ek eet elke dag biltong, dis hoekom ek so goed lyk. Sê vir die een langs jou, sê, maat, vandag eet jy die evangelie van Jesus Christus. Kan ons 'n hande klap vir die Here gee? Prys die Here. Voel ek wil vanmôre vir hierdie gemeente sê, julle het 'n awesome pastoor. Daar is min wat gesaai is, wat nog glo in die werkinge van die Heilige Gees. As daar een ding is wat ek kan sê vanmôre, ek ken hom nie baie goed nie, maar die bietjie wat ek van hom ken en ek is lief vir hom, is hy is aan die brand vir die Here. Kan ons 'n amen kry? Kan ek hierdie gemeente vra om te koester en om vas te hou in julle hande, solank as wat julle kan, en sy vrou, en mag die guns van God op jou wees. Ons by Orendalsrus sien uit dat jy moet kom kuier. Ek gee eer aan die Here. U kan die sitplek neem. Baie dankie. Julle is 'n great span. Prys die Here. Prys die Here. Halleluja. Ek wil vanmôre net graag ietsie sê. In Psalm sê Dawid, hy so mooi, hy sê, dien die Here julle God, juig voor die Here o ganse aarde. Sê bietjie ganse aarde. Sê bietjie vir jou vrou, manne, sê vir jou vrou, sê God soek nie 'n koue teelepel nie. O, pastoor, jy gaan huis toe loop, ekskuus Engel. Sê God soek nie 'n koue teelepel nie. Vroue, dan sê jy vir jou man, God soek ook nie 'n warm sambok nie. God soek 'n man en 'n vrou wat God dien, gees en in waarheid, en wat die gees en die gawes van die Heilige Gees toelaat, dat God nog steeds wonderwerke in huwelike kan doen, in huisgesinne, onder kinders, in ons skole, in ons dorp, en waar ons gaan, moet Jesus beweeg deur sy almagtige werking van die Heilige Gees.
So ek gaan vanmôre afskop om te sê, ek skree nie, ek raak net verskriklik excited. Ek is net lief vir die Here Jesus, my pa het my so my pa en my ma het my so laat staan. Sê vir die een langs jou, sê Jesus is lief vir jou. Die woord van die Here sê, dien die Here met blydskap en kom voor sy aangesig met gejubel, sê bietjie gejubel. Kyk, as daar nou een ding is wat my baie pla, is dat daar 'n paar suurdruiwe onder die kinders van die Here wees. Dit kan nie so wees nie. Dit kan nie so wees nie, dit lyk of hulle in suurlemoensap gebad het. Wanneer jy 'n kind van die Here is, moet daar 'n bietjie 'n glimlag wees in vreugde en blydskap, want dit is wie God is. En dan sê die woord van die Here, hy sê, erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weiding, Psalm 100. En dan sê die woord van die Here, hy sê, gaan sy poorte in met tranerige liedjies. Die kerk verstaan nie hoe werk die gawes van die Heilige Gees nie. 6 maande terug het 'n revival in ons gemeente uitgebreek. Die Here rig 'n vrou, 2, 1 uit 'n rolstoel uit op. 'n Seun wat nie 'n oordrom gehad het 'n oordrom en hy kan hoor in die gat sit in sy oor. My basspeler se dogtertjie is blind in die een oog, sy kan nie sien nie, sy staan in die banke, God genees haar oog en sy kleur en hy's reguit en sy kan kyk en sy kan lees. Ek weet nie of ek dit moet live sê nie. Daar kom 'n man. Ek gaan eintlik dit so mooi sê, is ons live iewerste. Prys die Here, kan ek reguit wees? As daar boete is, stuur dit aan my toe. Daar kom 'n man wat nie 10-5 is nie. Ons het 25 eredienste, dit loop aan een, en God se Gees is besig om te werk. Die mense val soos dominos onder die krag van die Here. Daar's kerke wat sê, mense kan nie val onder die krag van die Here. I don't know what God you serve, but I serve a wonder-working miracle God. Die woord van die Here kom in Esegiel 1 en 2 en 3 en hy sê toe in die teenwoordigheid van die Here kom, Esegiel sê die woord van die Here, hy plat neergeval voor die Here. Daar's nie eens bietjie krag in sy binneste nie. Hy kan nie beweeg, hy kan nie roer nie. Maar die woord van die Here sê, toe die Heilige Gees in hom kom, toe rig hy hom op voor die Here, en die Here sê, Esegiel, gaan sê vir die volk wat ek sê, en as jy stil bly, is hulle bloed op jou hande, en as jy van hulle sê, is hulle bloed van jou hande af, maar jou siel is gered. Kan iemand in hierdie kerk 'n handeklap vir die Here gee? Op die 8ste diens kom die man by die kerk. Maar die kleredrag is besig om te verander, stukkie vir stukkie. Op die 12de diens maak die Here hom skoon van 'n gees wat nie van God is nie. Vandag staan hy as 'n man in ons bediening. En hy dien die Here dag en nag, en hy die Here Jesus lief, want die Here het hom nie verwerp nie. Die Here, die woord sê, hy is 'n lankmoedige God. Wat doen hy? Hy's barmhartig, hy toon genade, hy red 'n siel tot inkeer, nog een vir die koninkryk, die duiwel met die duiwel, ere aan Jesus, dit is wie hy is. En ek wil vanmôre begin, en my tema is, ken hom vir wie hy is. Ek gaan 2 preke in een sit vanmôre. En my tweede een sal wees wakker aan die gawes van die Heilige Gees. Nou ek weet nie, en ek verwys na geen kerk as jy 'n koffiekroeg het nie, ek het niks met jou probleem met jou koffiekroeg nie. Ek het 'n probleem met 'n kerk wat koffiekroe het, om samesyne by mekaar te bring met koekies en donuts en koffie met room, in plaas van die Heilige Gees wat die samesyn sal bring. Dis 'n kerk wat operateer, waar die Gees van God vaardig is. 'n kerk sonder die Gees van die Here is 'n dooie kerk. Onthou julle Esegiel 37, kom Esegiel en hy gaan staan daar tussen dooie bene, en hy sê vir die Here sê vir hom, hy sê, Esegiel, glo jy dat hierdie bene sal opstaan? Miskien sit hier mense met 'n paar dooie bene in julle families. Miskien sit hier iemand wat die dooie been is vanmôre. Ek wil vanmôre ietsie sê, en moenie asseblief, as ek hier uitstap, moenie vir my kwaad wees nie. Wees lief vir my, maar ek gaan reguit wees.
Jy weet die woord van die Here sê dat die waarheid maak vry. Die waarheid breek kettinge. Jesus se bloed is hier vir almal, nie net vir sekeres nie. Kan iemand asseblief in hierdie kerk net saam met my opstaan vir 'n oomblik? Kan jy gou staan? Ons is mos nou nie in die ander kerke waar jy moet die hele dag sit nie. Wat 'n gesittery is dit met julle? Luister, kan iemand in hierdie kerk asseblief 'n groot applous vir die Here gee? Kan iemand saam met my excited raak hier binne? Kan iemand skree Jesus? Kan iemand in hierdie kerk sê hy lewe? Kan iemand in hierdie kerk sê hy is die waarmaker van sy woord? Hy is God, al was hy mens, het hy nog nooit gelieg nie. Jy kan maar weer sit, jy gaan 'n paar keer staan. Nou gaan ek begin. Hierdie hele kerk, vat jou regterhand is die autoriteitsarm in die woord van die Here. Wys 'n vinger na my. Dan weet ek ons is coach, jy gaan nie hierna wys nie. Wys jou vinger na my. Sê Pinat. Jy nie gehoor nie. Ek hoor jou nie. Pinat. Ek verwag die waarheid. En die waarheid alleen van jou. Kom ons gee applous vir die Here. Ons gaan vandag die gawes van die Heilige Gees aanwakker. Wil jy hê 'n land moet herstel en kerke moet herstel? Ek is moeg. Pastoor Evan om by kerke te kom en daar sit net 10 mense op 'n Sondag aan. Dit breek my hart. Dit breek my hart as ek by 'n kerk kom. Dit breek my hart as ek op 'n Sondag by 'n kerk kom en ek ry in 'n dorp nou oom Elise, sorry ek het dit nie bedoel nie. Elise en Twins beweeg saam met my in die bediening, hulle saam met my, sy's my sekretaresse en my tesourier. En Twins is saam met my op die kerkraad, hulle beweeg saam met my, ons dien die Here waar ons gaan, sy's 'n kwaai tannie. Daar's 'n rede hoekom ek haar altyd saam met my vat. Het jy geweet hoe belangrik is dit, is dat iemand jou so nou en dan bietjie moet herinner. Mense is bang vir vermaaning. So dit is belangrik vanmôre dat as ek jou gaan vermaan, is dit in die liefde van die Here. Ek het nie gekom om te breek en te skeer nie. Ek dink hierdie is een van die kerke wat nog gaan uitstaan, so groot dat God gaan iets wonderbaarliks binne in Bethlehem kom doen. En ek spreek dit oor hierdie kerk. Pastoor, hoe lank tyd het ek? Daar by ons in die Vrystaat hou ons kerk tot 2 uur partykeer. Hierdie kerk is ryk bekommerd. Ek het gister nog gesê, jy moet vir die mense sê, as hulle hoender gebrand het, hulle moenie my bel nie. Moenie worry nie, moenie jou hoender het. Jy het vir hulle gesê, hulle moenie hulle hoender in die oond sit nie. Is dit okay? Ons hou kerk partykeer tot 12 uur. Weet jy wat gebeur? Want die Gees van die Here werk en manifesteer in plekke wat jy wil hê. God moet nog steeds siekes gesond maak en God moet nog steeds mense wat gebroken is. Die grootste bekeerlinge of die grootste wonderwerk in plaasvind uit die woord van die Here is mense wat tot ware inkeer en bekering kom. Ons sê radikaal, ek is so opgewonde, ek kry so hoendervleis, nee. My kleintoon staan so in my skoen, maar jy gaan dit nie sien nie. Weet jy wat gebeur toe ek hier inkom en ek sien radikale manne, radikale vroue, bid ek in my stoel, ek sê, Here, mag Bethlehem so radikaal wees, dat brandweerwaans op en af ry. Mense sal bel en sê, daar's 'n vuur wat brand binne in hierdie mense. Gaan blus, niks sal die vuur van God blus nie. Halleluja. Kan ek begin vanmôre? Die Hebreëse woord vir God beteken Elohim. Elohim beteken majesteit. Majesteit beteken dit vat die volheid van wie God is. Nou ek weet nie wat se God die wêreld wil aanbid nie, maar ek aanbid 'n God van Abraham, Isak en Jakob wat steeds wonderwerke doen, 'n God steeds van gawe, 'n God steeds van geliefde en 'n God steeds van redding. En dan kom die woord van die Here en hy sê in Eksodus 3 vers 11 tot 16 was daar 'n jong man gewees. Hy was 'n skoonseun van Jethro gewees van Midian en die woord van die Here sê sy naam is Moses. Hy's besig, hy was 'n klein veewagter gewees vir sy skoonpa. En die woord van die Here sê hy het daar agter 'n berg ingegaan genoem Herop. En terwyl hy by die vee daar ingaan, gaan hy op hierdie berg. En bo op hierdie berg is daar 'n doringbos. Julle ken dit. Ken julle hierdie gedeelte? Ook as jy hom ken, hoor hom weer. Dis 'n herinnering. En op hierdie berg is 'n doringbos en hierdie doringbos het 'n vorm van vlam binnekant hom. En die woord van die Here sê Moses raak so nuuskierig. Sê bietjie nuuskierig. Sê nuuskierig. Pastoor Evan, ek staan eendag en die Here lê op my hart. Ek sit met manne. Voor ek aangaan, daar's 'n groot man in ons kerk. Ons het 'n paar groot manne by ons. Jy moet nie skrik as jy moet opkyk. Hierdie goeters is nie normaal nie. Hulle is groot, man. Weet jy hoe lyk ek teen hulle? Staan daai man. Hy sê na vir my, hy sê pastoor, ek wil nooit sien dat jy aan mense vat en hulle omstamp nie. Ek begin lag. Ek sê ons het nie nodig nie. Is nie nodig om jou te vat nie. Ek wil iets met jou kom deel vanmôre.
Terwyl hy vir my sê in sy huis, hy's 'n nuwe lidmaat, hy sê hy glo nie aan nie, hy stem nie met hierdie goed saam nie. Sê my vriend, dat jy nog nie vir Jesus ontmoet wat die waaragtige krag het nie, want as jy in sy teenwoordigheid en sy heerlikheid is, sal jy nie kan staande bly nie. Selfs jou kroontjie wat reg opgestaan het, gaan platval. So groot is my God se heerlikheid en majesteit. Kan ons 'n amen in hierdie huis kry? En eendag doen ons 'n groot diens, dit het net begin. Ek dink dit het begin by die herlewing. En daai man kon staan voor en so in die loop, dop die Here vir hom om binne in 'n gang. En hy's 'n groot man. En daai man begin in 'n taal praat op die mat en ek begin te lag. En die gees van die Here begin oor almal te kom voor in die kerk. En God se gees werk. Hy bel my. Hy sê pastoor, ek wil jou vat waantoe. Ek sê Spur toe. Hy sê ek moet met jou praat. Ek sê prys die Here. Om wat? Hy sê om coke. Ek sê prys die Here, is daar's tyd betrokke. Hy sê ja. Ek sê dan gaan ons praat want God doen wonderwerke. Ons gaan sit daar. Hy wil bely. Hy sê ek het nooit geweet waarvan jy gepraat het nie, maar ek het dit vandag getuist. Dis die grootste wonderwerke. Ek het nooit geweet dis moontlik nie, maar Jesus leef. Kan ek net begin op hierdie kerk te sê, moenie goed in jou kop uitwerk nie, jy gaan verloor. Jou wiskunde is nie God se wiskunde nie. Ek wil hierdie getuienis gee. Ek gee dit in ons gemeente. Ek het 'n broer gehad, of ek het 'n broer, hy's 10 maande ouer as ek. Ons is 7 kinders as julle wil weet, en ek is my ma se klaskaptein. As hy my nou hoor, gaan sy my nou bel. En hy het kanker gehad op die ouderdom van 20. En hy was dubbel die size wat ek nou is toe op skool was. Hy was normaal, fris gebou, nooit in sy lewe gegym nie, maar hy het rugby gespeel. Ek was binne senter, hy was buite senter en die bal het net tussen ons twee gebly op die veld. En Wimpie sou altyd sê, as iemand jou tackle, haal ek hom van die veld af. En iemand tackle my en hy maak my verskriklik seer en ek was maar skraal, ek was 'n maar ouetjie, ek is die ou wat deur die wind sny. En hy sê vir my, ek het hom gesien, wat wil jy hê moet ek doen? Ek sê vir hom, haal hom van die veld af. En toe daai bal kom met die skraam en die bal uitgaan, toe hardloop hy en toe haal hy hom van die veld af. En die eerste ding wat hy doen is, vat 5, high 5, low 5. Die ou is van die veld af. Kan ek vanmôre vir jou iets sê? Die dag toe hy met nuus kom en sê ek het kanker, en hulle sê dit kan nie meer nie. Ek het nie 'n lang tyd nie, dit het te ver versprei. Weeg hy 45 kilogram in 'n kwessie van 3 tot 5 maande. Hy lê op sy bed en hy het gebid en hy het gesê, Here, net U alleen kan die wonderwerk doen. Mense het gesê, maar U het nie klaar gepraat nie. Ek weet, Jesus gaan my aanraak. Iets fenomenaals gaan in hierdie liggaam gebeur. 2 jaar, amper 3 jaar gaan verby. Ek is in 'n massiewe karongeluk onder die Boet van Wyk brug. So as jy ooit in Henneman kom en jy ry op die Boet van Wyk brug, moet jy eers belasting aan my betaal. Ek betaal nog hy brug. Dis my brug. En hy hardloop daartoe met daai 45 kilogram lyfie. Ek kom by die hospitaal uit 2 aande later. Gaan ons na 'n diens toe. En hy sit in daai diens en hy sê, as God my net vandag kan aanraak. En hy gaan staan voor in die kerk. En pastoor Jan Botha is nou by die Here, hy was my mentor. En hy gaan staan daar voor en hy sê vir hom, hy sê, jong man, glo jy dat Jesus kan jou genees? En oor Wimpie se wange loop hierdie trane. Hy sê, pastoor, met alles wat binne in my is, glo ek dat Jesus kan my genees. Ek sit met getuies hier sit hulle kom van daai valley af, ek sien hulle is hier in Bethlehem, julle word sommer lidmate hier, kyk, kry sommer hulle nommer nou. Hy's 'n besige knapie, hou hom van die dam en die viswaters af, laat hy kerk toe kom. Die trane loop en die Here genees hom. Die opdrag is gaan terug hospitaal toe en kom terug by die bewys. Hy gaan hospitaal toe. Paar dae daarna kom hy by die kerk, hy staan voor. Die dokter sê ons kan nie verstaan nie, maar jy's genees. Tot vandag toe. Vandag werk hy vir die Here in Noordwes en hy dien die Here met alles. Wat kan ek vir hierdie kerk sê? As iemand sê Jesus kan nie, Jesus kan. Hy doen steeds die werke. Stir up the gifts of the Holy Spirit. En hier is iets wat gebeur. Hier staan Moses. Hy's nuuskierig. Hy loop na hierdie brandende bos toe en die Here sê vir hom, Moses, Moses. Ek dink hy het hom in 'n ander bloedgroep ingeskrik.
Hy staan daar, hy sê, hier is ek, Here. Die Here sê vir hom, die grond waarop jy staan, is heilige grond. Trek hy daai skoene van jou. Ek wil vir Bethlehem sê, die grond in jou huisgebied moet heilige grond wees. Die grond by jou kantoor en jou werk is heilige grond. Die grond in hierdie kerk is heilige grond van die Here. Hoe kom jy kerk toe? Kom jy ingebid? Kom jy om te ontvang en te leer? Pastoor, hoe kom met 'n kerk toe gaan? Ek sê hierdie vir baie mense waar ons gaan bedien. Die opdrag is in Hebreërs, moenie my onderlinge byeenkomste misloop so sommige dit doen, na mate julle my dag sien naderkom. Dis 'n vers wat die mense haat. En dis 'n opdrag. En dan sal ons uit die 2 boeke in die hemel, nou saai trek ek. O, prys die Here. Een boek is jou naam as hy nie daar is nie, en die boek van die lewe is dit die ewige hel. Ander boek is die boek van werke. Ek het al oor 5 boeke gepreek in die hemel. Die boek van trane en Psalm, so kan ons aangaan. En in daardie een boek sal staan, Pastoor Evan, ek gaan op jou pik vanmôre. Pastoor Evan, jy mag daar by Audi, hoor, jy mag, haal my uit. Hy sê, Pastoor Evan, jy was my kind gewees, maar my opdrag het jy nie eers uitgevoer nie. Jou lewe van die wêreld was te belangrik gewees. Jy kon nie eers dit nakom om my gehoorsaam te wees, om my te kom aanbid en van my te leer nie. En hier is iets wat gebeur. Moses sê, hier is ek, Here. Die Here sê vir Moses, hy sê, Moses, moenie nader kom nie. Trek uit jou skoene. Die grond waarop ek staan, waarop jy staan in my teenwoordigheid, in my majesteit, is heilig. Ek wil vanmôre kom pleit by Bethlehem. Terwyl julle 'n vurige prediker en 'n vrou het van hom, wat die Here, as ek begin bewoer raak, moet asseblief nie saam huil nie, wees saam bly. Hierdie is nie trane van hartseer nie, hierdie is van vreugde, is dat God wil man en vroue oprig in 'n nuwe dimensie sit op heilige grond. Hoor julle wat ek sê vanmôre? God wil 'n heilige grond skep sodat 'n nuwe voorbereiding kan plaasvind. Daar's 'n lied wat sê, Moses, trek uit jou skoene. Dan gaan ons daai lied sing, nou kan ek, wie se gitaar is dit? Is dit jou gitaar? Kan jy my jou band nou leen? Bethlehem, trek uit jou skoene. Ken julle daai liedjie? Julle gaan 'n nuwe liedjie leer, moenie worry nie. En dan gaan hy sê, die Heilige Gees daal neer. Dit het tyd geword dat die Gees van die Here nie net in AGS Bethlehem neersak op heilige grond nie, maar neersak oor 'n hele streek van Bethlehem. Mag dit 'n veldbrand wees in die Vrystaat, mag dit 'n veldbrand wees dat nuwe bekeerlinge sal tot inkeer kom in die huis van die Here. Prys die Here. Sê net vir iemand daar, so sê amen. Die woord van die Here sê, hy gee later vir Moses 'n opdrag, hy sê luister hier op peanut butter. Ek wil hê jy moet my evangelie gaan uitdra. Moses vra, hy sê, Here, wat moet ek sê? Wie het my gestuur? Het julle geweet Moses het verskriklik gehakel. Hy het verskriklik gehakel. Die Here sê, ek gaan vir jou 'n broer gee, jou broer Aaron. Sê vir Aaron, ek sê, die hele tyd was daar 'n interpreter, of nie 'n interpreter nie, 'n middelganger gewees. En die Here sê vir hom, sê vir die volk, ek is wat ek is, het jou gestuur. Vanmôre wil ek vir hierdie gemeente kom sê, hy is en hy was en hy sal wees tot in ewigheid dieselfde, ek is wat ek is. Die mens verander, maar Jesus nooit. Halleluja. Levitikus leer my die volgende. Levitikus 23 vers 19 tot 20. As iemand vir my teksverse kan opgooi, ek is jammer, ek het nie geweet julle is so baie mooi voorbereid met alles nie. Prys die Here. Maak gou oop vir my Numeri 23 vers 19 tot 20. Het julle julle Bybels hierso? As jy my kerkie, ek mag nie vra nie, maar ek gaan vra. Het jy jou Bybel hierso? Pastoor, jy het gesê ek mag reguit wees. Het jy jou Bybel hierso? Kan iemand vir my net sê as jy nie jou Bybel het, jy moet nie 'n hand opsteek nie, want ek gaan op jou skree. Prys die Here. Luister gou baie mooi, jy gaan nêrens sonder jou Bybel nie. Ek is 'n gasprediker. Hoe weet jy ek preek die waarheid? Hoe gaan jy my toets? Ek het iets gedoen wat ek nooit moes doen nie. Ek kom eendag by 'n kerk en dit was die gemeente waar ek nou is. En ek besef, hier's 'n gebrek aan kennis.
En alles wat met Noah gebeur het, sit ek vir Dawid, en alles wat met Samson gebeur het, sit ek daar so vir Moses in, en ek draai die hele storie, en ek gebruik die naam, en die kerk sê ja en amen vir alles, en ons gaan huis toe, en ek klim in die kar, ek sê vir my vrou, ek het die hele storie, die waarheid vertel, maar ek het niemand se naam dieselfde gesê nie. Wat my bekommerd is dat die kerk stil gebly. Daai aand, toe gaan ek na die gemeente, so ek kan julle van vanaand af vir my julle Bybels asseblief kerk toe bring. Hier praat ons die waarheid en die waarheid alleen. Ek moes daai hele preek oorgee, sodat elkeen kon geweet het, wie was wie, by wat se gebeurtenis. Dis scary as die kerke begin net ja sê en amen. Levitikus of Numeri, ekskuus, moet wat ek gesê, Numeri 23 vers 19 tot 20. Bileam kom by Barak en hy sê, God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, spreek en dit nie waar maak nie. Kyk, ek ontvang om te seën en hy het geseën, dan kan ek dit nie keer nie. Daar is niemand in hierdie dorp wat sal kan keer wat Jesus gaan kom doen binne in Bethlehem. Kan ons ere aan die Here gee? Woord van die Here sê, mense gaan anders na jou kyk, dit leer my. As jy gees vervuld is, gaan mense baie keer nie van jou hou nie, jy kry mos sulke vibes in die atmosfeer, né? Dit voel so vir jou of een of ander ou by Bruce Lee lesse gevat het. En dan ewe skielik praat mense anderste van jou. Kan ek vir jou ietsie sê? Jesus sal nooit anderste na jou kyk as met die oë van sy Vader wat hy na jou kyk nie. Hy sal nooit anderste praat. Die woord van die Here sê, hy tug die wat hy liefhet. En weet jy wat? Hy's barmhartig en lankmoedig, want hy wag dat ons sal bekeer en terugdraai na hom, sodat daar redding kan wees. En weet jy wat sal hy van jou sê? Welgedaan, my troue disipel. Oor min was jy getrou, oor veel kon ek jou aanstel. Welkom in my huis. Ek het na hierdie huis gekom om vir jou plek voor te berei by my Vader. Jy is welkom, want daar gaan nie vir jou veroordeling wees nie. Die woord van die Here sê, hy gaan nasies by nasies sit en volke by volke, en hy gaan die skape van die bokke skei, en die wat geoordeel word, hulle kry die oordeel, maar jy wat 'n kind van die Here is, sê Romeine 8, jy gaan inkom, en jy gaan die koninkryk beerwe, want jy was diensbaar tot die eer van die Here. En dan kom hy en hy sê die volgende Psalm 22 vers 4. Hy sê die Here woon onder die lofsange van Israel. Ek wil vanmôre die gawes van die Heilige Gees kom openbaar aan jou. Kerk gaan nie net oor 10 minute praise en worship nie. Kerk gaan nie oor 'n halfuur se gepreek nie. Ons sit dit verkeerd. Het julle geweet, pastoor, een van ons hou verkeerd kerk. Elke hoeveelheid uur het die apostels gaan bid by die tempel? Elke 3 ure op 'n Sabbatdag. En dan kom ons kerk toe, want ons wil mall toe gaan, die mall is oop. Ek maak seker my gemeente sit tot 12 uur. Ek het hulle geleer, né Kobus, né? Ek het hulle geleer, jy moes gister al jou hoender gekoop het en jou garretjie, wat daai porsie rys, wat noem jy hierdie gekos, wat basmatiese, wat. Jy moes al gister gekoop het. Vandag is dit die huis van die Here. Die Here woon onder 'n volk van lofsange. Ken die kerke van vandag wat is free worship? Hulle ken dit nie. Pastoor, mag ek en jy nie saam met jou band eenhand te praise en worship reël nie, toe man. 'n Free worship. Dis die huis waar die Here woon, is onder lofsang en aanbidding en prys. Hoor jy, julle het 'n awesome band. Ek wil nie dit sê niks. Julle het 'n awesome dis my woord, hoor. Ek kom nie. As julle my liefhet, sê net pastoor, ons is lief vir jou. As jy my nog nie ken nie, sê net is okay. Romeine 8 vers 1 sê, jy is tot alles in staat deur Jesus Christus wat jou die krag gee. Ek gaan reguit praat, ekskuus. Hoekom hardloop ons altyd na die pastore toe om handopleggings vir iemand te gaan doen? Ek was al so uitgebrand, dat ek wou in die oggende nie wakker geword het nie. Ek sê altyd vir die gemeente, jy wil nie saam met my Pick n Pay toe gaan nie, want jy sal sien as een manifesteer, ons haal jou net daar uit, ons sort jou uit, mense spat uit mekaar. Mense is bang om Jesus te verteenwoordig, selfs in 'n winkelsentrum. Ek wil 'n getuienis gee. 3 weke terug, en waar die man by ons in die kerk aangekom het. Ons staan met die orkes, ons is besig om te oefen. Ek is besig met mighty mense voorbereiding in die Goudveld. En die Here wys my 'n man wat inkom aan ons bidkamer in die agterkant deur, is die deur oop.
En daar kom 'n jong man, maar hy stikkend. Hy's onder die invloed van drugs en drank. Daar kom sit 'n man en maar ek gee nie ag op hom nie, ons is besig om te worship, selfs op ons oefening aande moet geprys en worship word, daar's nie tyd vir speletjies nie, ons dien die Here. En wat gebeur? Toe ons klaar sê die Here vir my, gaan lê jou hand op hom en dryf die gees uit wat binne in ons en die Here maak hom fenomenaal skoon. Hy gee sy hart vir die Here, hy het 'n werk verloor, vandag werk hy 3 dae later, stap hy in 'n werk in silwer skoon, die Here genees hom. Sy huwelik val uit mekaar uit in 'n kwessie van 7 dae en ek wil dit nou vir jou sê en vat my woord, bring die Here sy vrou en sy kinders terug na sy huis toe. Sy vrou kan nie verstaan wat nou net met hom gebeur het nie. Dis die God wat ek aanbid. Ek weet nie wat se God jy dien nie, maar ek dien die God van Abraham, Isak en Jakob, die God steeds wat wonders kan doen, die God wat steeds stikkendes inbring na sy koninkryk toe. Die Here het nie gekom om te kyk hoe lyk jou bankbalans nie. God het nie gekom om te kyk wat se kar jy ry en huis jy bly nie. Kan ek vir jou ietsie sê, al die dinge bly agter. Is jou saak reg as die Here Jesus kom om sy kinders te kom haal? Daar's 'n spreekwoord wat sê, hou op rondspring van kerk tot kerk om wonders en tekens te volg. Wonders en tekens moet jou volg. Want wanneer wonders en tekens jou volg, sê dit vir my, jy's gees vervuld en vol van die krag en die heerlikheid van die Here. Dit beteken ek is in my binnekamer, binne besig met die Here Jesus. Die woord van die Here sê, hierdie woord moet jy van eet, hierdie woord moet jy van drink. Hy kom by die put van die waters by daai vrou van Samaria in Johannes 4. Hy sê, luister, gee vir my van hierdie water. Sy skrik haar ijskoud soos 'n ysblokkie. Sy verstaan nie wie is hierdie man nie. Hulle mag nie met mekaar gepraat het, die Jode en die Samaritane nie, maar die Here sê, luister, as jy van die water drink wat ek jou gee, sal jy versadig word. Kan ek vir hierdie kerk sê, drink van die Here Jesus, eet van die woord, want hy wil iets vir jou doen. En dan kom hy en hy sê, Romeine 8:35 tot 37, niks sal my skei van die liefde van die Here nie. Ons is mos bang, ons is so bang om vir iemand te gaan bid, die pastoor moet alles doen. Nee, die pastoor moet niks doen nie. Die pastoor se werk is die volgende, hy moet jou lering gee hier binnekant en laat die gees van God werk. Geesvervulde man en vrou sal laat die gees van die Here die werk doen. Jy moet ophou staat maak op jou pastoor, maak staat op Jesus Christus. Pastore kan jou teleurstel, Jesus kan jou nooit teleurstel nie. Pastoor, ek was al so uitgebrand. My vrou sal getuig, hierdie 2 mense wat hier voor my sit sal getuig. Al was 'n tyd gewees wat ek niks kon bied nie. Ek kon niks doen nie, want ek het besig geraak met die werk van die Here en nie die Here van die werke nie. Toe ek begin stil raak en sê, Here, ek kom terug na U toe. I need the gift of the Holy Spirit, maar ek gaan dit doen op U terms en U conditions. Wanneer U praat, sal ek. Wanneer U stuur, sal ek. Wanneer mense wil verleer raak op die persoon, skuif hulle van my af weg. Skud hulle bote, laat hulle op Jesus Christus sal asseblief. Dat hulle sal rely op U, nie op my as mens nie. Hierdie volgende gebeur. Die Here sê, ek word gedood dag en nag soos 'n slagskaap. Deur al die dinge is ek meer as 'n oorwinnaar deur hom wat my die krag gee. Nou wanneer jy die gawes van die Heilige Gees het, gaan mense sê, "O, daai kerk, o, julle is besig met duiwelse goed." Ken julle dit? Gebeur dit jou? O, prys die Here. As dit nie gepraat word nie, dan is daar fout in die kerk. En ek gaan dit vir jou wys in die woord van die Here. Iemand kom eendag na my toe. Ons is eendag besig in die bidkamer, ek en my vrou, ons bedien 'n vrou, ons haal baie duiwels uit hierdie vrou uit, baie. Ons staan 3 ure, dis 'n geveg. En buitekant sit 'n jong dame, maar sy lyk soos een van hierdie gypsies, maar 'n ander tipe gypsy, nie Suid-Afrika se gypsies nie. Dis 'n ander tipe Indiaanse gekruiste moslim. Verskriklik. En sy sit met haar 12 Savannahs, pastoor. En die vrou bring haar en sy sê, pastoor, die Here het in my hart gelê dat ek met hierdie vrou hiernatoe bring. Ek ken nie eers julle gemeente nie. Daai dag kom 'n hele familie kerk toe en hulle gee hulle hart vir die Here. Hy Woensdag aand sit ek en my vrou, ons draai om, ons gaan sluit weer die kantore oop, sluit die bidkamer oop, kry alles. Ek sê, kry 'n emmer, kry alles. Die Here gaan vandag 'n vrou skoonmaak en die Here het 'n vrou skoon gemaak. Sy vra, mag ek my Savannahs inbring? Ek sê, is net Savannahs, bring hulle in die kerk in. Sy wil dan nie in die kerk in kom nie. Ek sê, bring daai Savannahs in. Gaan jy wys wat gaan die Here met jou Savannahs en met daai goed binnekant jou doen. Luister, die Here maak daai vrou skoon. Sy staan op en alles wat 'n kulties was wat sy gedra het, God haar genees van en haar skoon gemaak.
Pastoor, ek het nog nooit blou oë in my lewe gesien nie, maar daar het ek blou oë gesien, toe die Here haar skoon gemaak het, en nou praat ek fenomenaal, die Sondag het die diens, die kerk is toegepak, daar is die plek vir 'n kerkmuis nie eers vir 'n R50 nie. Weet jy wat gebeur? Ek kan nie preek nie, ek kyk in hierdie mooi blou oë, en ek kyk hierdie vrou, en ek stap van my pedestal, van my preekstoel af, en ek vra vir haar, dame, wat is jou naam? En toe ek haar stem hoor, toe sien ek hierdie vrou, wat die Here skoon gemaak het, sy trek aan soos 'n vrou, sy loop soos 'n vrou, sy het gepraat soos 'n vrou, sy het gedoen wat God van haar verwag het. Ek gee 'n waarskuwing, die Here gee vir my woord om vir haar te gee. Matteus 12:43 tot 45 sê die woord van die Here, wat gebeur met 'n bose gees as hy 'n liggaam verlaat? En ek gee vir haar 'n waarskuwing, ek sê vir jy moet nooit weer teruggaan na wat jy, sy het nigter uitgestap, hoor, sy het nie eers gestink na 'n Savannah nie. Weet jy wat het sy gedoen? Sy het daai 12 Savannah self gaan uitgooi. Kan ons 'n hande klap vir die Here gee? My God lewe tot in ewigheid. 2 jaar later kom 'n prediker by haar, ek het haar die waarskuwing gegee. Ek sê vir haar, pas op waarmee jy besig is. Jy speel nie met die geestesdimensie nie. Jou grootste vyand is nie die prediker of die mense nie, maar die duiwel gebruik selfs predikers om jou valse lerings te gee. Wees baie versigtig. Wanneer hulle uit is, sê die woord van die Here, gaan sit hulle bo in die lug en hulle wag. Hulle kyk vir jou. Waar sit die duiwels? Hoeveel mense in hierdie kerk vanmôre? Kan ek vir jou ietsie sê? Hy wag vir jou. Hy sien jou. Hy wag vir oop deure, maar ek dank die Here vir die gawes van die Heilige Gees. Hy weerhou. En as jy staan in sy woord, sal hy jou beskerm. En daardie vrou stap uit. Sy gaan na 'n ander kerk toe, 'n ander pastoor het van gesê, "O, is jy in daai kerk waar die duiwels beweeg?" Sy gaan na 'n ander kerk toe. Sy begin haarself 'n normale lewe lei wat sy gelei het. Sy is vandag slegter af as wat sy was die eerste keer. Die woord van die Here sê, jy sal slegter af wees as die eerste keer. Ek wil vanmôre vir hierdie kerk kom pleit in my hart uit. As God jou geroep het, elkeen wat hier sit, God het elkeen geroep vir 'n groot werk en 'n groot taak. Jy's nie geroep vir klein dinge nie. Jy's geroep vir groot dinge. Sê bietjie groot dinge. Sê bietjie groot dinge. Kom aan, kan die kerk saamwerk? Sê groot dinge. Sê vir jou vrou, die Here het nie gepraat van klein koekies bak nie, hy het gepraat van groot koeke bak. Die woord van die Here sê in Joël 2. Nou gaan ek oorgaan na die volgende toe. Ek het nou vir jou probeer sê wie is God, op die einde gaan ek jou sê wie is die Heilige Gees, Jesus en die Vader. En die woord van die Here sê die volgende, Joël kom en hy profeteer in Joël 2 en ek dink vers 12. Jy kan dit vir my op die bord sit. Hy sê, selfs nou nog spreek die Here, bekeer julle tot my met 'n halwe hart. Bekeer net op Maandag. Dinsdag kan jy maar hoereer. Bekeer jou net op Woensdag, want Donderdag is dit kroegaand. Bekeer jou net vir Vrydag asseblief. Saterdag is dit die bikers wat by mekaar kom en dan gaan ons drink. Sondag asseblief gaan kerk toe. Lig op jou pragtige handjies. Sê glory, glory, halleluja en jy gaan huis toe. Staan dit so daar? Hy sê bekeer met jou hele hart. Wat beteken bekering? Julle woord is op die bord. Radikaal beteken, as ek gesê het, Here, verlos my van sigarette, beteken dit, ek sit dit neer, hy het my verlos, hy het my skoon gemaak. Ons het 'n gesin by ons in die gemeente, pastoor Evan. Die vrou kom eendag kerk toe, ons doen ons eerste Pinksterdiens. Sy sit daar binne. Haar seentjie is 8 jaar oud. Dis die seentjie wat die Here aangeraak het met die gehoor, wat nie uit 'n oor, maar ek het nooit in my lewe geweet hy's doof. Hy het nie 'n oordrom, hy het nou. Die pa het gesê, ek glo nie in hierdie goed nie. Hierdie is nie van die Here af nie. En ek sal nooit vergeet, toe die Gees van die Here begin hawer. En hy begin, daar's 'n lied wat ons sing, laat dit waai deur my. Laat dit waai deur my. Laat die Gees van God nou waai deur my. Staan hy 8-jarige seentjie met sy hande in die lug. En hy val soos 'n dooie neer in die teenwoordigheid van die Here Jesus. Die eerste aand wat sy pa kerk toe kom. Hy het altyd, ek weet nie was hy meer in die tronk of by die huis nie, maar dis goeie mense. Ek weet nie of was hy al in die tronkie, maar hy het altyd beklei. Hy het hierdie balkie houding aan hom gehad. Hy was hierdie man. En die Here verander hom radikaal. Pastoor Evan, hy gaan huis toe. Hy gooi amper R50,000 se drank vir meer as 2 weke lank, staan hy in die aand as hy by die huis kom uit en hy sê ek het my huis vernietig, maar God gaan kom herstel.
Hy vat sy sigarette en hy sê radikaal beteken, Here, toe ek hoor my liggaam, Korinteërs sê, my liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, ek mag dit nie verwoes nie. Kan ek reguit wees? Sê vir my ek kan reguit wees. Ek gaan in elk geval, al hou jy nie daarvan nie. Die Here sê die volgende, hy sê as jy jou liggaam verwoes, jou liggaam sal ek in die put van die vuur hel van die hel brand, want jy het hom verwoes, dan sal ek hom verwoes. Dit sê jou liggaam nie, ek het hom aan jou geleen. Een man sê eendag vir my, hy sê, so nou is ek 'n kind van die Here omdat ek rook. Ek wou eers vir hom sê, ek dink jy moet naby genoeg staan nie. Want as dit waai deur my, hoe kan ek sê ek is 'n kind van die Here, maar ek sit in kroeg rond? Hoe kan ek wil hê die gawes van die Here moet deur my werk, maar ek is besig om soos die wêreld te lyk en te praat en te loop, man? Hey, ek het ook gerook. Ek sit op 'n eiland, ek werk op die myn. Ek's op 'n eiland daar in Kahora Bassa Dam. Ken julle Kahora Bassa Dam? Daar bo in die noorde van van Mosambiek. Obrigado, senhor, agora. Portugees. Ek sit daar binne. Nou my vrou se pa is 'n groot man, pastoor Evan. Hy's 'n oom. Ons sit in so 'n Hilux bakkie. Daar's net so spasie vir my. En ek ruik die aand. Iemand stink. Ek is 'n kansvatter baie keer. Nou sal ek sit. Ek sit agter die stuurwiel. Ek kan nie die stuurwiel losmaak om hom 'n hou te gee nie. Daai man is groot. Hy's groot. Hy's Goliat se klein neef se agterklein viel se pel se oom se seun. Hy's groot. Ek kan onthou toe ek opgegaan het na my breektyd, sê ek, ons was jonk getroud. Sê ek, Here, ek kan nie aangaan met wat ek aangaan nie, want 'n pastoor het gepraat oor my liggaam, toe skrik ek my so yskoud. Dat ek besef ek is op pad helte, want ek vernietig my liggaam in elke gebied wat daar kan wees. Here, ek het die gawes van die Heilige Gees nodig om hierdie bande te breek in my lewe. Ek het God nou nodig. En die Here kom op 'n aand, ek het geland, ek kan onthou. Nou daai dam se golwe is so groot, tussen, jy kan dit gaan oplees, tussen 2 na 3 meters. Hy word geklassifiseer deel as die see, amper, maar hy is nie. Maar die see van Mosambiek self gee net sulke klein goedjies, afvoer tog. En ek gaan sit in die bakkie daai aand en ek sê, jy maar iets stink, man. Hier's 'n dooi, I smell a rat. En toe ek nog so maak, toe sê hy vir my, dis nie ek wat stinkie, dis jy wat stink. En ek onthou, ek vat daai sigaret, en toe kon so naby bring. My gebed was gewees, toe ek by die lughawe was, sê ek, Here, maak my naar van hierdie goed, dis al wat kan gebeur. En ek het naar geword in 'n kwessie van 'n dag en 'n nag. En daai ding het gestink en die Here breek daai bande in my lewe. Ek moes vir 2 jaar weggaan, dat die Here aan my huwelik kon werk en aan my kon werk en aan my kinders kon werk. Ek het op 'n berg gaan sit, laat ek gaan huil het voor die Here en gesê het, Here, U het 5 profesieë oor my lewe gegee, ek het tyd gemors, ek het my lewe opgemors, ek het alles gedoen wat verkeerd was. Ek kom repent en maak reg voor dit te laat is, want daar kom 'n dag en 'n uur, ek was in 3 groot massiewe karongelukke. En die Here het my uit al 3 uitgered. Kan ek vir iemand hier binnekant sê, dis genade. As hy my gevat het, sou ek my oë in die ewige hel oopgemaak het. Maar God was lankmoedig en barmhartig en hy was tydsamig met my, want hy het my 'n regverdige kans gegee. Hier sit manne en vroue en seuns en dogters. God het 'n plan met jou in hierdie gemeente. Jou pastoor kan nie alleen nie. God kan jou waaragtig gebruik. Is jy bereid om te sê, Here, hier is ek, gebruik my? Het jy al opreg met jou hele hart bekeer? Jou hele hart beteken, jy moet nie eers daai vuil tale oor jou lippe spraak nie, of spreek nie. Die woord van die Here sê in Jakobus, hy sê, met hierdie mond loof en prys julle my, maar kyk hoe praat julle. Kyk hoe praat julle. En dan sê jy, jy's 'n kind van die Here. Wat is heiligmaking? Die Here Jesus kom en hy sê,
Wees heilig soos wat my Vader is. Die woord van die Here sê, verkondig die evangelie tydig en ontydig. Mense kan jou maar 'n Bible puncher noem, pastoor Evan, prys die Here. Noem my net wat jy wil, kan ek vir jou iets sê. Hy het gesê tydig en ontydig. Eendag gaan jy op 'n klip sit, dan gaan jy sê, daai Bible puncher pastoor het die waarheid gepraat. Ek het my Skepper ontmoet op 'n ontydige tyd. Onbeplan het hy gekom en my gered. Nou kom die Here en hy sê in Handelinge 2, Joël 2:28. Ek staan die Sondagoggend in ons gemeente en die Gees van die Here is besig. Nou ek wil waarheid sê, ek het nie geweet wat staan in Joël 2 nie, ek het vergeet. Ook maar net mens. Ek's vergeet en die Here sê, gaan sonder jou een kant af, en hy gaan staan in my in 'n ander gedeelte van die bidkamer. En die Here gee vir my Joël 2 vers 28, mag jy julle Bybel oop. Herlewing gaan plaasvind, kan ek vir jou iets sê pastoor? Herlewing gaan in Bethlehem plaasvind. Ek spreek dit vanmôre in die kosbare naam van Jesus Christus van Nasaret. Kan ek vir iemand iets sê? Ek spreek dit in die wonderlike naam van Jesus, die seun van Dawid. Ek spreek dit in die naam van Jesus, die seun van die mens. Met ander woorde, as jy sê mensekind, beteken dit iemand wat staan in die teenwoordigheid van God. Jesus is steeds in die teenwoordigheid van sy Vader. Ek spreek dat herlewing hier binnekant sal plaasvind, dat mense sal inkom by hordes. Die grootste wonderwerke wat sal plaasvind is nuwe bekeerlinge, manne en vroue, radikaal. Joël 2:28, ek kan onthou dat dit gestaan in Handelinge 2 vers 17. En die Here sê die volgende vir Joël. En hy sê, daarna sal ek my gees uitstort. Op net sekere vlees, net op kindertjies. En nie julle seuns en nie julle dogters sal profeteer nie. Staan dit so in jou Bybel? Staan ook nie so in my Bybel nie. My Bybel sê, en hierdie woord van God is 'n woord van autoriteit en krag. En hy sê die volgende, hy sê, daarna sal ek my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters. Kan ek gou 'n seun en 'n dogter in die kerk kry? Is daar enige seun en 'n dogter? Enige iemand wat 10 is of 15 is, kom staan gou hier voor. Kom staan gou voor. Is daar? Moenie skaam wees, prys die Here vir hierdie groot man. Kom, luister gou. Nou gaan ons aangaan. Kom staan gou hier voor by pastoor. Hy sê julle seuns en julle dogters sal profeteer. Sê bietjie profeteer. En dan sê die woord van die Here, en julle ou mense, is daar enige iemand wat bietjie oud voel hier in die kerk? Kom staan hier voor, ja, prys die Here. Jy's 'n antieke tiener. Prys die Here. Hy sê julle ou mense, julle sal drome droom. Dit staan in die woord van die Here. Kan ek asseblief prys die Here? Ek soek 'n jongeling. Kobus, staan op, jy vang nie vis nie. Kom hierso. Kom hierso. Kom hierso. Die woord van die Here sê, en julle jongelinge, julle sal gesigte sien. Kan iemand in hierdie kerk saam met my staan en 'n handeklap vir die Here gee? Hy is die waarmaker van sy woord. Met ander woorde, ouma, as jy drome droom, dit kom van God af. Die Here sê as julle jong mense gesigte sien, dit kom van die Here af as visioene. Hierdie kleintjies moet begin profeteer hier in Bethlehem. Josua kom, hy sê ek in my huis, ons sal die Here dien. Kan iemand 'n applaus vir die Here gee? Ek en my huis, ons sal die Here dien. Halleluja! Jy kan jou sitplek neem. Hoe laat maak die kerk klaar? 1 uur. Hoe laat? Ek sit eendag in 'n preek. Iemand het iets verkeerd gedoen. Ek kan nie onthou was dit 'n orkeslid of iets nie. Ek sê vir hulle, Sally, ek gaan dit vir hulle sê. Ek is baie lief vir ons, ken mekaar. Sy kom na al ons kampe toe wat vroue so goed te behels na ons sê. En die volgende gebeur, ek sê as jy aanhou met my, verkoop ek jou aan die charras, hulle vra goeie geld. Sy skree daai hele gehoor uit. Sy sê, en ek het nie geweet wat se charra nie. Ek het mos mense met invloed. Hulle sê charra. En sy steek op, sy sê, hier is 'n charra. Ek besef, dis 'n Indiër. Die woord van die Here sê in vers 29, hy sê in sy diensknegte en sy diensmagte, wie wil diensknegte word? Steek op jou hand. Wie in hierdie kerk wil diensmagte vir die Here word? Dames, waar is julle? Ek wil weet, kan julle daar bo vir my saamwerk? Wie wil diensknegte wees, manne? As jy 'n diensknegt wil wees, staan op jou voete gou vir 'n oomblik. Julle gaan vandag staan, ons is in die Here se gym. Pastoor Evan, jy gaan gewig verloor soos nooit nie, volg my net.
Wie van julle vroue wil diensmaagde wees vir God? Staan op jou voete gou vir 'n oomblik. Moenie skaam wees nie, pastoor, ek wil nie vir die Here gaan werk nie. Kan ek vir jou iets sê? Jy wat sit, jy wil nie met leë hande voor God gaan staan nie. Die woord van die Here sê, en op my diensmaagde en my diensknegte sal die Gees kom en hulle sal ook profeteer, sê Handelinge 2 vers 17. Terwyl jy so staan, en ek sal wonderstekens gee in die hemel en op aarde in die bloed en vuur en rookpilare, vers 19 Handelinge 2 sê, hy praat van rookdampe. En die son sal verander en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hier's mense in die kerk, waar is ons klavierspeler? My vriend, sal jy vir my iets kom speel hier agter? Prys die Here, jy het 'n gesalfde. Hulle moet nie op hulle senuwees wees naby my nie. Het jy vir hulle gesê, ek doen ook musiek? Ek watch vir jou. As ek sal my gees uitstort. As jy my naam aanroep, sal ek jou red, sê die Here. Maar jy moet bekeer met jou hele hart. Jou hele hart. Here, ek wil wegdraai van hierdie sonde, maar kan net nie hierdie vervlagste verslawing los nie, pornografie, Here. Here, ek hoor hierdie werkinge van die Heilige Gees, maar ek kan net nie hierdie drank wat ek so in die donker mee besig is los nie. Here, ek hoor predikers wat kom en kuier hier en praat oor die woord en ware bekering en repentance, maar ek is nog nie reg nie. Daar's mense wat nou sê, Jesus kom die 23ste September, ek het vir jou goeie nuus. Hy kan vandag kom. En as hy nog nie die 23ste gekom het nie, vat dit met 'n knippie sout daai. Ek wil vir jou sê, hy kan enige oomblik kom. As hy nie gekom het nie, die 24ste gaan ek braai tot eer van die Here. Die 25ste gaan ek braai tot eer van die Here. Maar een ding is seker, die braaivleis gaan my nie weghou van sy koninkrykie. Ek gaan steeds verkondig, Jesus leef, hy gaan kom op die wolke. Is jy gereed om te gaan? Ek is moeg vir kerk speel. Ek is moeg om te sien hoe mense inkom en huise toe gaan leeg. As jy in 'n kerk sit en jy was nie op die tone getrap nie, as jy in die verkeerde kerk. Sit maar so oomblik. Ons het 'n tannie by ons in die gemeente, sy sê, pastoor, jy laat ons ou mense baie staan. Ek wil jou sien. Tannie, jy gaan my nie sien nie. Ek gaan nie my tyd mors met nitty-gritties nie. Ek staan as 'n gesalfde hier voor jou vanmôre, om jou in die teenwoordigheid van God in te vat, man. Dit is tyd dat jy as 'n gesalfde moet staan. Vat 'n bietjie jou regterhand, sit ons op jou voorhoof en sê, Here, salf my. Het jy geweet, Dawid het opgestaan, die Here het hom opdrag gegee, gesê, salf jou hoof met olie. Salf jou hoof met olie. Hoekom wag jy dat die pastoor jou moet salf? Vat 'n bietjie salwingsolie en salf jou hoof. Salf jou vrou se hoof, meneer. Salf jou man se hoof, mevrou. Ek het vanoggend toe in my binnekamer sê ek Engels, salf my net af vanmôre, dat ek die waarheid en die waarheid self op Bethlehem. Ek ken nie hierdie gemeente nie. Ek is baie lief vir hierdie man wat hier voor sit, maar een ding is verseker, ek ken die Here Jesus. Hy gaan hierdie gemeente vat tot hoogtes, hoër as wat jy nog beleef of gesien het, in die naam van Jesus Christus. Ek gaan bid dat herlewing hierso, op miskien moet jy 'n bietjie herlewingdienste begin hou, want as jy gaan begin, gaan dit beginnig wees, en dit gaan soos 'n trein wees op 'n spoor, jy gaan nie brieke hê nie, dit gaan manifesteer, die Gees van die Here, mense gaan skrik, maar hulle gaan sien wie God waaragtig is. Wees nie bang wanneer die Gees van God betrokke is nie, wees eerder bly, die woord van die Here sê, wees nie bly vir duiwels wat uitgaan nie, wees bly vir hulle name wat in die boek van die lewe geskryf is. Dis die opdrag van die Here. God wil steeds wonders en tekens doen. Waar is jou geloof in Jesus? Hy's gister, vandag en môre tot in ewigheid. Kerke verander, mense verander, predikers verander, bands verander, kerkrade verander, mense by die deur verander, asjes verander. Jesus bly dieselfde. Hy sê die volgende in Handelinge 2 vers 38. Kom Petrus by die manne. Is julle nog wakker in die kerk? Moet ek afsluit? Wil julle huis toe gaan? Hy kom by die manne sê vir hom in Handelinge 2:38, sê, luister Petrus, wat moet ons doen om die koninkryk te beerwe? Hy sê, bekeer julle en laat julle doop. Ek sit met 'n ander prediker in 'n groot saak. Hy sê vir my, van wanneer af is doop 'n moed?
Die Bybel sê so. Bekeer jou en laat jou doop en jy sal die gawes van die Heilige Gees ontvang. So wat is die eerste 2 dinge wat ek moet doen om die derde ding te kry? Ek moet my bekeer. Dan moet ek my laat doop. Jesus, het hy die Heilige Gees gehad voor sy doop? Nee. Het Jesus wonderwerke en tekens gedoen voor sy doop? Nee. Wanneer het die wonderwerke en tekens geskied? Nadat Jesus gedoop is. Met die Heilige Gees het hy ontvang. Die Bybel sê, toe die hemel so oopskeer, baie kon het hoor, hy sê, hierdie is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Kan ek vir iemand die binnekant sê, Jesus is lief vir jou. Ek wil vir jou iets sê, God wil welbehaag binne in hierdie jong vrouens en manne in hierdie kerk hê. Kan ek vir iemand nog iets sê, jy's nooit te oud nie. Jy's nooit te oud om nog vir die Here iets te doen nie. Die feit dat jy nog in die ouderdom is van 70, as jy 69 is jy eintlik nog jonk. Jy's nog eintlik 'n antieke tienertjie. Okay. Ek kom ook daar. Ek kom ook binnekort daar. Ek is 44, ek is 16 jaar van 60 af. Een ding is seker. Een ding is seker. Die feit dat jy asemhaal, wil God nog iets groots deur jou hande begin doen wat hier binnekant sit. Hoe lank wil julle huiwer en wag? Julle moet so inklok op hierdie pastoor se selfoon, hy moet moeg raak en jou 3 dae later eers antwoord. Sê, okay Karel, ek het dit, ek wag aan die Here, waar kan ek vir Karel, is dit seintjies, byt dit vir my vas, die Here gaan aan my openbaar, waar gaan ek vir jou 'n plekkie oopmaak? God wil iets groots doen van iets kleins af. Hy sê, oor min as jy getrou en oor veel stel ek jou aan, my wat? My wat? My getroue diensknegt. Die woord van die Here sê, Petrus sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in Jesus Christus se naam tot vergifnis van sondes. En dan sê hy, en julle sal miskien maandag die Heilige Gees ontvang. Ja, julle gaan Dinsdag die Heilige Gees ontvang. Wanneer? Vandag nog. Nou. Mense is bang as hulle sien hoe die Heilige Gees werk. Hulle hardloop weg, pastoor. Daar by ons. As die Here vir my sê, vandag gaan ons waai, dan sê ek vir Dwins en die deurwagters, waai julle so lank en maak die deure toe, niemand gaan huis toe nie. Nee, Dwins, maak net die deure toe. Hulle gaan nie huis toe nie, hulle sal daar sit tot hulle geleer het. As iemand manifesteer in die kerk en daar kom baie mense in wat geesbevange is. Die Here maak hulle skoon. Weet jy hoe lyk daai kerk nou? Pastorie van jy moenie skrik nie. Almal wil sê uit. Die hele kerk tot die kindertjies. As die gees van die Here oor mense kom, dan wil hulle sê, Here, ek wil ook asseblief gee net 'n bietjie van my ook, Here. Dit vat 'n tyd om mense se minds te verander. Ek kan dit nie doen nie, maar die Heilige Gees kan. Maar jy wat hier binnekant sit met 'n honger kry en sê, Here, hier is ek. Lei my en leer my. Die woord van die Here sê in Romeine 12:1, hy sê, jy moet 'n welgevallige offer wees. Jy moet diensbaar wees en sê, Here, ek wil verander. Ek wil hê u moet deur my hande kan werk. Maar dan moet jy opreg. Jy kan nie handoplegging vir iemand doen en jy is besig met dinge aan buitekant nie. Handoplegging is gevaarlik, maar is ook mooi. Ek gaan dit nou vir jou gee. Ag pastoor, ek hoop julle tyd, hoe laat is dit? Nee, is nog eers 1 uur nie. Luister, en hy sê die volgende. Hy sê, stir up the gifts of God. Blaas die vlammetjie in 'n vlambare vlam. Hy sê, steek jou vuur aan die brand. Romeine 12:11 sê, wees nie traag van die ywer nie, maar wees vurig van gees, dien die Here. As ek in 'n kerk sit en iemand preek, blaai nou met my saam, Psalm 23. Jy maak my klaar dood. Ek gaan iemand in die sy en sê, God sê, 'n vurige gees. Vurig. Nie al starrig nie. Vurig. Werk gou met my saam. Kyk vir een langs jou, sê Peanut. Het jy gehoor wat daai ouetjie sê? Sê Peanut. Sê Peanut. Het julle gehoor wat daai kadoefkop sê?
vurig van gees. Ek sê Kadoefkoppie, ek wil julle 'n woord leer, Kadoefkop is 'n Filistyn op sy beste. Dit help jou net om nie te vloek nie. 2 Timoteus praat Paulus, hy sê Timoteus, ek herinner jou aan die ongeveinsde geloof binne jou wat by jou moeder Eunice gekry het. Hy kom en hy herinner hom, ek wil hierdie kerk herinner wie Jesus is. Om hierdie rede herinner ek jou om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur oplegging van my hande. Oplegging van my hande. Hebreërs 13:8 sê, hy's gister, vandag en môre dieselfde. Mense verander, Jesus het nog nooit verander nie. Die Vader het nooit verander nie. Die Heilige Gees het nooit verander nie. Hy kom en hy sê, koester die gawes, gee poging en toewyding aan jou gawe, beoefen dit, moet dit nooit neersit nie. Jesus was daar in Nazareth, sy eie mense het hom nie geken nie. Hulle wou van hom niks geweet het nie. Die Here sê vir sy disippels, hy sê, profeet sal in sy eie dorp nie eens geken word of erken word nie. Ek hoef nie erken te word nie, het gaan nie 'n Beltmere, het gaan nie oor Rian Dewald Libbe nie, het gaan oor Jesus Christus van Nazareth. As sy dorp hom verwerp het, weet een ding, die wêreld gaan jou verwerp. Dit keer jou nog steeds nie om die werk te doen nie. Satan haat jou, hy het Jesus voor jou gehaat. Hy weet wat jy vir die Here kan doen, nie klein nie, maar groot dinge. Daarom sal hy jou keer en jou minderwaardig laat voel en voel jy is nie goed genoeg nie. Mense gaan vir jou spot en lag, laat hulle sê wat hulle wil. Weet die een wat praat teen gesalfdes van die Here, die oordeel sal op hulle rus. Ek wil hierdie vir jou sê, hoe oorkom ek my vrese? Mense het mos vrese as die gees van die Here werk. En Timoteus sê die woord van die Here, hy sê, ek het jou nie 'n gees gegee van vrees nie, maar 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Hy kom in Johannes, hy sê, ek het jou gees gegee, wat ek jou noem, my kind, my kind. In Johannes 15:15 sê hy sê, ek is jou vriend, die Here noem my sy vriend. As die wêreld my verlaat, ek het 'n vriend, hy het my nooit verlaat nie. Hy staan my deur, hy gee my krag en hy bemoedig my. Hy is my welvaart, hy is my lewe, hy is my asem, hy is my krag. Ek ervaar die teenwoordigheid van die Here. Pastoor, hoe wakker ek hierdie gawes aan? Jy gebruik die gawe, met ander woorde, jy moet geestelik aktief begin raak in jou binnekamer. Jy moet begin bid en jou afsonder. As ons mense vandag, hulle wil ons almal vas om gewig by die heupe te verloor. Jy vas verkeerd. Die Here jy gaan gestraf word as jy dit verkeerd doen. God is baie streng as dit by vas en gebed kom. Vat hierdie goed nie ligtelik op nie. Die woord van die Here sê, kweek geestelike dissipline om die vrug van die gees te laat groei in die gawes. Streef na 'n groter honger na God. Met ander woorde, 'n dors na hom, wie die bonatuurlike God is. God kan steeds wonderwerke doen. Ek staan op 'n verhoog, 6 maande. Hier, daar is hy nou weer terug. Nee, dis ek wat 'n Kadoefkop was nou. Daar sê die Here is besig. 3 vroue sit. Een met 'n regterbeen, een met 2 linkerbene. Jy kan hoor wat ek vir jou sê, ek lieg nie vir jou nie. Ons het ooggetuie gebring. Die Here daai bene laat groei. Al 3 het 'n mediese situasie gehad van hulle rug. En die Here laat daai bene groei. Vandag loop hulle nog steeds. Een vrou het vir my gesê sy sal daarvan hou om saam op 'n toer te gaan. Sy wil gaan getuig wat God met haar bene gedoen het. Haar pastoor bel my eendag. Hy sê, "Is dit werklik? Ek sien sy loop normaal." Sy het altyd so 'n bietjie so geloop. Sy loop normaal. Die Here het haar bene genees, maar dit gegroei. Mense glo nie hierdie goed. Hierdie is nie gimmick tricks nie. Hierdie is die waarheid. Dis die Jesus wat ek aanbid. Dis die Here wat ek dien in gees en in waarheid. Kan ek vir die gemeente sê, is tyd dat ons wakker skud, want die Here is op pad. Gaan jy staan met leë hande of gaan jy staan en sê, Here, ek kon mense na die Here toe gelei het. Ek kon my hande op my kinders gesit het wat siek was. Ek kon my man afgesalf het. Ek kon my vrou afgesalf het. Ek kon my kinders in my huis vir God geoffer het. Waarmee is jy besig? Efesiërs 6:12 sê, ons moet met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid. Gebed, smekinge. Dit het my 7 jaar gevat in ons gemeente laat revival kom plaasvind. 7 jaar van smeking en gebed. God kan revival in 'n uur hier laat uitbreek. God kan revival vanaand in jou praise and worship laat uitbreek. God kan revival môre laat uitbreek. Ek sit eendag in my kantoor, ek wil hierdie getuig, pastoor, ek wil net preek tot môre toe. Ek sit eendag in my kantoor en hierdie is wat gebeur. Die Here sê vir my, hy gee my 'n opdrag, julle doen nou Vrydag aand te praise and worship. Ek sê, Here, nou Vrydag aand. Ek sê, hierdie mense gaan my skree. Hulle is nie eens voorberei nie. Wat gaan ons doen? Die Here sê, moenie worry nie, vat 'n pen en papier, hier's liedjies. Luister, ons skryf sommer net daar en dan 'n liedjie. Ek het nie eens geweet wat gaan ons sing nie. Maar die Here is besig. Daar slaat uit. Daar's nie plek vir 'n
muis en 'n R50 in daai kerk nie. Weet jy wat het gebeur? Die Here het kinders omgedop en aangeraak. Ek kom een aand by my tieners. Ons het tienerleiers wat gesalfd is van die Here is. Een Vrydag aand ry ek en my vrou. Ek wil net soontoe gaan. Ek is een van daai predikers. Ek gaan check hulle op. Hulle weet nie wanneer ek kom nie. Ek wil seker maak as ek daar kom is daar moeilikheid as jy nie besig is met die dinge van die Here nie. As daar 'n selgroep was, jy gaan nie nou sit in koekies en tee nie. Dis die Here. Ek wil nie jy sien jy staan op en jy gaan rook buitekant en jy's besig om te skinder nie. Jy's besig met die dinge van die Here. Ons is in die goddelikheid van die Here besig. En ek kom daai aand by die kinders, by die tieners en daar's amper 80 kinders by daai tieners. En toe ek so opkyk, toe sê ek, waar's die kinders? Toe lê daai kinders die helfte gesaai, besig om in tale te praat, want God se gees het uitgesak op 'n Vrydag aand. Hy raak kinders aan, radikaal, radikaal. Van die kinders gaan skool toe, hulle word gespot en sleg gesê. Ek sê vir die kinders, hou moed. Weet jy wat? Jy's 'n kort tydjie op hierdie aarde. Bid dat die Here hulle bote omdop en dat hulle sal uitskit, radikaal. Wil julle dit in hierdie gemeente hê? Hier sit 'n geesvervulde man van, ek het baie respek vir hom. Baie respek vir hom. Hy's baie lief vir die Here. Romeine 12:1 sê jy moet 'n welgevallige offer wees vir die Here. Dit moet jou redelike godsdiens wees, nie wanneer jy wil nie. Ek's amper klaar. Johannes 14:6 sê, Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my. Jy kan nie deur jouself en in jou eie naam die gawes laat manifesteer nie. Dit moet deur die werking van die Heilige Gees in Jesus naam wees. In Jesus se naam. Hy sê in vers 12, ek sê vir julle wie in my glo, die werke wat ek gedoen het, sê die Here vir sy disippels. Hy sê sal hulle ook doen en julle wat in hierdie kerk sit, sal nog groter werke doen as dit wat ek gedoen het. Staan in Johannes 14 vers 12. Wie wil bietjie groter werke doen as wat Jesus gedoen het? Weet jy wat is die grootste wonderwerk? Dit gaan nie oor, luister, blindes kan weer sien. Prys die Here. Wanneer 'n siek gees uit iemand uitgaan, iemand wat siek is met 'n onrein gees, die Here genees hulle. Wanneer die Here bene laat groei, ore laat hoor, stommes laat praat, mense uit rolstoele uit optel, kan ek vir jou sê, dis 'n wonderwerk. Die grootste wonderwerk is wanneer siele tot bekering kom, en die duivel got no more hold upon them. Luister, hy het nie meer hold of them nie. Hy het die Here Jesus se hand is oor hulle. Die bloed van Jesus is met hulle. Hy gee vir jou 'n span engele wat saam met jou sal veg in die geestesdimensie. Jy's nie alleen nie. Hy is saam met jou. Hy is gister, vandag, môre tot in ewigheid Jesus. Ek is amper klaar. Ek het nie bedoel om julle tot 12 uur hier te hou nie, hoor. Ek is nog gewoond aan kerke. Vers 13 sê, enige iets wat julle in my naam vra, sê bietjie enige iets. Wie van julle het iets wat jy wil hê die Here moet vir jou doen? Steek op jou hand. Het jy gesien hoeveel is dit nou hulle hande opgesteek? Gaan ons net ons stoele wegpak. I stand in the authority of the Most High. The Most High. Die Here sê enigiets wat jy my vra, sal ek jou gee. Sal ek jou gee. Hy sê as jy my iets vra, sal ek dit doen. Hy sê in vers 15, hy sê, as jy my lief het, hierso is die catch. As jy my lief het, bewaar my gebooie. As jy wil hê die gees van God moet in Bethlehem werk, vat dit een man en een vrou, een seun en dogter om op te staan en te sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Here, gebruik my. Ek sit myself neer en ek draai na die kruis. Jy weet, 'n dierbare kruis. As ek na daardie kruis kyk, sien ek hoe lig deursny deur krake. En die Here se lig vul weer die krake in my lewe. En hy herstel en hy maak heel en hy maak gesond en hy vul my. Ek het 'n jong man, die Here lê nog op my hart. Hy's 'n kleerling. Ek's baie lief vir hom. Hy gaan saam met my toer nou in die Noord-Kaap. 4 jaar terug lê die Here op my hart. Ek sê vir hom, Figo, as jy sê Figo, dan daag skoolbusse op. Mense stop. Daai mannetjie kan 'n woord van die Here bring. Hy's gees vervuld. Hy dien God met alles. 'n Prediker kom na my toe. Mense val onder die krag van die Here. Ons doen 'n diens. Ek kan hierdie getuienis gee. Ek is amper klaar. Dis nog nie 2 uur nie. Mense kom by die kerk. Pastoor, wees net lief vir my, hoor.
Julle gaan my seker nooit weer nooi nie. Prys die Here. Weet julle wat gebeur? Waar was ek nou? Figo. Nie daai Ford Figos nie, Figo. Die Here se krag sak neer in 'n Pinksterdiens. Prediker bel my die volgende dag, al die kerke het hande gevat. Hy sê vir my, ek glo glad nie wat in daai kerk van jou gebeur het nie. Hy preek heeltemal die teenoorgestelde evangelie wat ek sê, prys die Here. Ek wil net vir jou vra, is ons nog vanaand aan by jou gemeente? Hy sê ons is aan, pastoor, maar dit gaan nie in my kerk gebeur nie. Ek sê prys die Here. Ek sit die foon neer. Ek sê Here, hy het nie klaar gepraat nie. U gaan praat. En ons vat ons orkes en almal, ons het so 3 orkeste. En ek sê Here, asseblief, wat hierdie orkes, ons het hulle nodig. En ons vat die een orkes, ek vat die beste van die bestes daar. Ek sê ouens, gees vervuld, dryf ons die gees van die Here vanaand in daai kerk. Ek en my vrou stap in, Figo, jy gaan sommer preek vanaand, laat niemand sal sê dis ek nie. En weet jy wat, niemand gaan iets van jou sê nie, want julle kalers is giftig met 'n mes. Hy lag so lekker. Hy sê vir my, pastoor Rian, as jy agter my staan, sal ek dit doen. Ek sê, ek staan agter jou, hande 4 voete en my vrou en my kinders in ons kerk. Ons gaan vanaand daai kerk onderste bo omdop met die gees van die Here. Ons stap in daardie kerk en ek en my vrou, ons almal gaan staan aan die linkerkant van die kerk. En hier agter ons begin die gees van die Here te werk. Aan daardie kant van die blok begin die gees van die Here te werk, pastoor Evan. Mense val soos vlee neer onder die banke. En God se gees is besig. En daai pastoor draai om. En hy wil preek van wie is die Heilige Gees. As jy jou hand op die bonnet sit, is die kaberuiter reg. Ek sê, you ain't seen nothing yet. As die Here sy hand uit oor jou uitsteek, as jy jou hele liggaam reg. Nie is 'n kaberuiter nie. God genees en hy heal en hy maak gesond. En die Here dop 'n kerk om en God maak van niks iets. Ek wil vanmôre vir iemand sê in hierdie kerk, ek dien 'n God van gister, vandag tot in ewigheid. Mense verstaan nie alles nie, maar as jy God verstaan wie hy is as God, dan sal die werkinge van die Heilige Gees plaasvind in jou lewe. En waar jy gaan, sal jy staan onder die salwing en die heerlikheid en die vrug van die Gees van die Here en jy sal genoem word 'n diensbare knegt van die Here, getroue diensknegt, gesalf en geseën. Ek is naby my einde. Hy word genoem Gees van God. Die Here sê, ek sal julle 'n trooster gee. Sê bietjie trooster. Hierdie kerk is die Heilige Gees. Ek staan nie, ek kry hoendervleis. My 2 klein twintjies wil so opstaan. Prys die Here vir 2 antennes in my skoene. Jy sê ek vang nog sy nie binnekant. Ek is lief vir die Here. Ek wil vir iemand die binnekant sê, as jy die Heilige Gees ontvang het, is hy die volgende in jou lewe. Julle wat daar bo sit, luister mooi. Hy sê, Gees van God, die Gees van waarheid, dis wie in hierdie kerk is. Hy word genoem Gees van Christus, wie woon binne kan die gelowiges. Hy word genoem trooster, advokaat, helper. Hy bied vertroosting, leiding en bystand. Hy word genoem die asem van asem. Hy word genoem die almagtige, die krag en lewe wat lewe gee. Jesegiel 37 sê, die Here wek dooie bene op en hy rig 'n nuwe weermag. God gaan 'n weermag rig in Bethlehem. Hy sê die volgende. Hy is die seël. Hy is die bewys dat ek en jy met God verseël is. Kan ek vir elkeen sê, hy is die eersteling, die ewige Gees. Hy is jou raadgewer. Vertrou nie op mense nie, glo net wat die Heilige Gees doen. Hy is Jesus, Yeshua, wat beteken die ewige. Hy is verlossing, hy is die wonderwerk. Hy is Christus die Messias, wat beteken die gesalfde van die Here. Hy is Immanuel, God met ons. Hy is die lam van God, homself geoffer sodat jy die ewigheid van die Here kan verkry. Hy is genoem die lig van die wêreld. Waar sy lig is, sal duisternis uitskuiwe. Hy word genoem die brood van die lewe. As jy hom glo, eet van hom. Hy word genoem die seun van God. Dit is sy goddelike natuur. Hy is middelaar, hy versoen jou met die Here. Hy word genoem die hoëpriester, die hoogste. Daar sal nie nog kan wees soos hy nie. Luister, hy is die koning van die konings. Hy is die Here van die heersers. Hy besit alle mag en alle krag. Kan iemand in hierdie kerk 'n applaus vir die Here gee? Ek gaan nou afsluit. Jenien, sluit hy ook so baie af. Ek sluit, hoeveel keer het ek gesê, hy tel het al, of hy het nou 5 keer afgesluit. God is jou hoogste autoriteit, gaan nou regtig nou afsluit. Dan gaan ek 'n uitnodiging maak vanmôre. Hy word genoem Elohim, die Hebreëse woord beteken almagtige God. Moenie onderskat wat hy kan doen nie. Ek is moeg om te hoor hoe ons net bid vir mense wat hoofpyn het. Begin vir groter sake bid as net 'n hoofpyn. Begin bid vir groot sake. Jy sit met soveel mag en autoriteit in jou. Hy wat in jou is dan groter as hy wat in die wêreld is. Ek wil hierdie kerk kom herinner, God gaan iets fenomenaal binnekant in hierdie kerk doen.
Nou gaan ek regtig afsluit. Genuine. Radikaal, mag jy jou Bybel oop op Romeine 1. As jy die gawes van die Heilige Gees wil hê, gaan jy die volgende moet doen. Mag jy jou Bybel oop. Romeine hoofstuk 1. Prys die Here. Romeine 8:36 sê, hy sê as Jesus vrygemaak het, is jy waarlik vry. Waarlik vry. Waarlik vry. Sê weer? Ag, ekskuus, wat het ek gesê? Ekskuus, Johannes 8. Ja, ag, wees net lief vir my. Dankie. Romeine hoofstuk 1. Kom ons lees daarso vanaf vers 19. Omdat wat God geken kan word en hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen onverskilliging het nie. Omdat hulle alhoewel hulle God geken het, maar hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegging en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God het verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van die voëls en die viervoetige kruipende diere. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander teen die natuur. Hou vas. Weet jy hoekom moet jy God vrees? Is Matteus 7. Nie almal wat sê Here, Here gaan die koninkryk ingaan nie. En is Romeine hoofstuk 1 vers 32. Julle laat mos hierdie goeters toe. Die feit dat ons stil bly, sê die Here vir Jesegiel, as jy stil bly, is hulle bloed op julle hande. Jy kan nie stil bly vir hierdie goed nie. Julle moet praat vir dit. As hulle jou wil dagvaar en hof toe vat, sou beet. Ek gaan dit, laat ek dit nie sê nie. Net so ook hierdie manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en hulle wel is teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelike bedrywighede en hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. Is jy so gebore? Geen waarheid nie, jy lieg. En dan sê vers 28, en omdat hulle dit nie die nodige verag het of geag het om God in erkentenis te hou, het God hulle oorgegee aan slegte gesindheid om te doen wat hulle nie betaam nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtighede, hoerery, sê bietjie hoerery. Sê hoerery. Sê bietjie los boosheid. Miskien sit hier iemand vanmôre, jy wil so graag hê die Gees van die Here moet deur jou werk, maar jy sit met die volgende dinge binnekant jou. Hebsug, ondeug, volnydigheid. Jy sit met moord. Die woord van die Here sê, wat is die wortel van kwaad? Weet julle? Die woord van die Here sê die wortel van moord is kwaad en 'n moordenaar kan nie die koninkryk ingaan nie. Julle is besig met twis onder mekaar. Bedrog onder mekaar. Kyk, hierdie besigheid wat ons doen, wil ons mos kontrakte gekoop word, bedrog. Kwaadaardigheid, nuusdraers. Pastoor. Tannie Marie. Hey, die Here is lief vir Tannie Marie ook, okay? Hou op nuus dra. Papa, my sonnaskoolonderwyser. Wie was dit gewees? Pastoor Evan se vrou. Prys die Here vir Pastoor Evan se vrou. Kan ek aangaan, ek staan amper klaar hoor, ek beloof jou. Kwaadsprekers. Kerke loop leeg, want daar is nie meer 'n vrees vir die Here nie, en begin by hierdie volgende. Kwaadsprekers, twisaardiges, kindermonde, nuusdraers, haters van God. As jy hierdie dinge doen, sê die woord van die Here, is jy 'n hater van God. Gaan lees die woord mooi. Jy kan nie sê ek's 'n kind van die Here, maar ek's met hierdie goed besig nie. En dan sê hy die volgende. Geweldenaars. As ek vir pastoor van die dorp kry, gaan ek vir hom 'n bloue gee. Grootpraters. Pastoor, jy sien daai vis wat ek gevang het? Was eintlik so kleintjie. Nee, Jakobus, dan zoom ons hom in. Die engel vat net die angle. Ons het al vis gevang.
Zoom hom in, dat my vrou dink is 'n groote. Dan skryf ek agterna, Engel, hy was regtig nog eens 'n kilogram nie, ek sê maar net. Dan sê die volgende. Ongehoorsaam aan die eie ouers. Uitvinders van slegte dinge. Kan kinders ook hel toe gaan? Ja. Ek dink ons moet 'n lering gee daaroor, van 'n sekere ouderdom af. As jy weet wat's reg en verkeerd, kan kinders ook geesbevange wees. Ja. Onverstandig, ontrou. Hoe ontrou is jy in jou kerk? Hoe ontrou is jy by jou werk en by jou huis en in jou huwelik en by jou kinders en oral waar jy gaan? En dan sê hy, sonder natuurlike liefde, dis natuurlik die ouens wat sê, ek is nou 'n potlood. Onversoenlik, onbarmhartig. Mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, en die dinge nie alleen self doen nie, maar ook goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Ek gaan die gemeente vra om saam met my te staan, ek gaan afsluit met 'n gebed.